Goeiemôre liewe vriende, baie welkom by die Bruin Park. Daar vriende, ons maak ons Bybelskiks, kyk op die selfoon, daar by Handelinge hoofstuk 2, vers 1 tot 13, gaan ons saam lees. Dis die bekende gedeelte wat gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, ons wil vanmôre voor U stil word. Ons het baie duidelik gehoor dat U vir U disippels en daarom vir elkeen van ons wat ons 'n Christen noem, nie vra nie, maar 'n opdrag gee, julle moet mekaar lief hê. En dan weet ons, Here, U het ook vir ons die voorbeeld gestel. Dis nie 'n tweedehandse liefdetjie nie. Dis die liefde wat gee tot die dood toe. En Here, ons wil vandag vra dat die Heilige Gees wat in oorvloed op ons uitgestort is, wat daardeur ook die liefde, U liefde in ons harte indraag, vandag ons sal lei om hierdie boodskap te vat, nie net te hoor nie, maar ook uit te gaan en dit te gaan leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar vriende, ons maak ons Bybelskiks, kyk op die selfoon, daar by Handelinge hoofstuk 2, vers 1 tot 13, gaan ons saam lees. Dis die bekende gedeelte wat gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, ons wil vanmôre voor U stil word. Ons het baie duidelik gehoor dat U vir U disippels en daarom vir elkeen van ons wat ons 'n Christen noem, nie vra nie, maar 'n opdrag gee, julle moet mekaar lief hê. En dan weet ons, Here, U het ook vir ons die voorbeeld gestel. Dis nie 'n tweedehandse liefdetjie nie. Dis die liefde wat gee tot die dood toe. En Here, ons wil vandag vra dat die Heilige Gees wat in oorvloed op ons uitgestort is, wat daardeur ook die liefde, U liefde in ons harte indraag, vandag ons sal lei om hierdie boodskap te vat, nie net te hoor nie, maar ook uit te gaan en dit te gaan leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid in die hemel soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in alle tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit alle nasies onder die son in Jerusalem gewoon. En toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie van Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en dele van Libië en Sirië, mense uit Rome, Jode, sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het mekaar gesê, wat kan dit toch beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Vriende, die temas vandag gedryf deur die liefde. En ek dink dit is belangrik om die woord gedryf te hoor, want die woord die gedryf sê letterlik dat dit aangedryf, aangejaag, aangevuur word deur die liefde. Dit is nie sommer 'n ver af ietsie wat gebeur wat ek waarneem en dit gebeur daar ver buite my.
as die liefde van Christus, wat deur die Heilige Gees in ons harte woon, in my en jou teenwoordig is dit nie opsioneel of jy moet lief hê. Ook nie opsioneel of jy moet lief hê soos Jesus nie, want dit is die standaard. Ek gaan vanmôre 'n beeld gebruik om so ietsie vir julle te verduidelik van wat op Pinksterdag die gewaarwording was van hierdie mense. Hierso weet ons uit hierdie gedeelte dat baie van die mense wat vir die Pinksterfees bymekaar was in Jerusalem, was mense wat voorheen uit die ballingskaptyd was, waarskynlik in ander lande gebly het. Ons het die klomp name gesien. Hulle is almal mense wat waarskynlik ietsie geweet het van die Joodse agtergrond, al was hulle ook mense wat uit die heidene nasie na die Jodendom oorgekom het, hulle iets verstaan van die geskiedenis van die Joodse geskiedenis. Hulle het geweet dat in die Joodse Torah en die boeke van die profete dat daar baie ook gepraat word oor die Heilige Gees. Maar wanneer hulle die Torah gelees het en al hierdie goeders gelees het, dan hulle baie gou gesien, wanneer daar gepraat word van iemand wat onder die Heilige Gees is, dan is dit in alle gevalle, waar kom ek sê so 'n bietjie daar, nie alle gevalle nie, daar is 'n paar gevalle waar dit meer as een persoon word, maar in die meeste gevalle was dit 'n persoon wat die Heilige Gees se inspirasie ontvang het. Dit was hoofsaaklik meeste van die tyd profete, wat dan 'n opdrag leer opgetree het en die volk gaan teregwys het oor hulle sonde of probeer leiding gee. In sommige gevalle was dit selfs 'n koning wat onder leiding van die Heilige Gees 'n openbaring aan die volk gebring het. Maar met 'n uitsondering miskien van die gedeelte wat ons lees van Saul, wat saam met 'n ander klompie profete of skielik begin profeteer het in so 'n mate dat uiteindelik die mense uitgeroep, "O, magtig is Saul ook nou onder die profete." Dit was vir hulle 'n ding wat beperk is tot sekere groepe, die profete, miskien die koning so nou en dan. Hier staan hulle op Pinksterdag. Dis die geskiedenis. En hier gebeur iets wat ek vir julle wil demonstreer aan die hand van die volgende twee prentjies. Die eerste prentjie wat ek vir julle wil wys, is die stulpunt waar daar staan. Nou, so 'n paar jaar terug gaan kyk ek en lees 'n bietjie daar by haar broer in Kaapstad. En toe ons nou net was met toe vlug op die opstyg nie, sit ek toe so by die venster en ek kyk so uit en as jy nou daar opstyg van die Kaap af, dan kry jy nou ons hierdie sirkels wat jy so van bo af sien. Hulle word al hoe kleiner. Dan vlieg jy nou nader, as jy daar in die Kaapse omgewing is, dan sien jy die wingerde en jy sien sulke sirkels, en dan gaan jy daar oor die Karoo, dan is daar niks. Dan kom jy weer daar waar die Oranje rivier en die Vaalrivier by mekaar kom, gaan die vliegtuig daaroor en kyk jy so af, dan sien jy so langs die riviere net al hierdie stolpunte. Rye en rye van hulle. Dan kom jy hier so oor die hoofveld, dan sien jy hulle is maar weer so versprei, lê hulle daar so hier so en daar. Dit is soos mense in die aarde nat gooi. So hier en daar. Dit is soos die Heilige Gees in die Ou Testament teenwoordig was, so hier en daar. Ons het in die afgelope 2 weke gesien hoe God dit doen. En dis wat op die volgende foto is. Next level. Kinders, next level. Massas en massas water. As hierdie mense wat die Ou Testament op Pinksterdag daar in Jerusalem bymekaar is, en die Heilige Gees word uitgestort, dan is dit next level. Hulle sê vir mekaar, hoe het ons dit dan? Wat is hier aan die gang? Ons weet die profete doen dit so nou en dan, en 'n priestertjie, miskien 'n koning soos Saul nou en dan, maar hierdie is next level. Ons hoor mense praat in alle tale, hulle praat nie net Hebreëus soos wat die Hebreëse priesters sou gepraat het nie, hulle praat in alle tale. Next level. En wat kom doen hierdie Heilige Gees in mense se harte? Wat kom maak hy? God, en dit staan in Romeine 5 vers 5, het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Sien julle daai woordjie uitgestort?
bel mekaar soms ons oor die telefoon, as jy aan daarna kan sê, jong, dit reën 'n bietjie hier by ons. Ligte by, hier in die hoofdal praat ons soms sy ou bel ons daar uit die woorde, en dan weet hy nie eintlik hoe lyk en sê ons in die kiesa bietjie. Maar soms bel ons ou en sê, hoor, dit stort nou hier by ons. Dis die woord wat Paulus gebruik as hy vir 'n gemeente skryf in Rome. Dan sê hy vir hulle, julle het so bietjie van die Heilige Gees, het so bietjie oor julle gekiesa. Hy sê, die Heilige Gees is in julle harte uitgestort, next level. Daarom leef in Paulus hierdie ding, dat die gemeentes mekaar moet lief hê met hierdie onverganklike, onuitputlike liefde, wat weer en weer mense vul. Ons sal na hierdie vloedwater kyk, as ons hier is 'n gemors van water daar, en dit is so. Maar die Here se siektes is groter as wat ons dink, want daai water wanneer hy see toe loop, word weer deur die son opgeneem en oor 'n paar jaar, terwyl hulle in Karoo weet dat dit kan nie reën nie, 3, 4, 5 jaar lank bid in ons in Port Elizabeth het water beperk ons, lyk die volgende dag so. Want God werk anders as mense. En dan is die vraag, wat verwag ek en jy van Pinkstertyd? Wat verwag ons van God? Staan ons, soos baie van hierdie Jode wat vir die hoeveelste keer by die Josefees in Jerusalem is, waar hulle die Pinkster, die eersteling van die oes vier, en hulle bring 'n deeltjie van die oes en sit dit daar neer. En hulle offer dit, dankie te sê vir God. En op hierdie dag wat hulle 'n deeltjie van die oes bring en daar neersit, kom God en hy gee alles. Hy stop uit. Hy is so maak dat hulle sê, kan dit waar is? Wat het nou hier gebeur? Vriende, daarom moet u en ek dit weet. As die Here Jesus Christus vir sy disippels voorberei op sy dood, sy opstaan en die koms van die Heilige Gees, dan sê hy vir hulle, julle moet mekaar lief. Julle moet. En dan dink ek as 'n mens so opdrag wat iemand kry, ons weet ons ongebruikte wêreldse term wat deesdae baie keer op ons skerms verskyn, daar's ook baie keer 'n disclaimer. Né? God sit hierdie ding voor ons neer. Die disclaimer is, as jy deel van die kerk van die Here Jesus wil wees, moet jy lief hê. En nie lief hê soos 'n kiesarietjie. Lief hê asof die Heilige Gees in jou hart uitgestort is. Lief hê soos Jesus sê, ek het my lewe vir julle afgegee. Dis die standaard liefde wat die Bybel van ons vra. Ek wonder maar net of ek en jy, as ons hier as 'n gemeente by mekaar sit, wat mekaar ken, gereeld by mekaar is, dit van mekaar beleef. Het ek vandag die vrymoedigheid om met enige een in die gemeente toe te gaan te sê, hoor my vriend, ek is in die moeilikheid. Kan jy my help? Kan iemand na jou toe kom en vir jou vra, my vriend, ek is nie in ernstig. Wil jy my vriend wees? Gaan jy probeer verskoning uitdink? Na die tyd op pad toe vir jou kas neem, hierdie vreemdeling hier na my toe kom, hy gevra jy wil ek my vriend wees, en dit lyk bietjie dodgy. Wat gaan ek doen? Here Jesus gesê vir sy disippels, as julle mekaar liefhet, sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Die wêreld ken ons nie as sy disippels om daar buite op hierdie nuwe staan en gemeente te bereik het. Christelike kerk kruisie. Dit maak hulle agterdogtig in die nuwe bedeling. Maar wanneer ek en jy mekaar liefhet,
wanneer ons mekaar liefhet, sê Heer Jesus, sal die wêreld weet dat julle my volgeling is, my disippels. En dan is die wonderlike wat na die Heilige Gees se uitstorting duidelik word vir hierdie wat gesê, wat is nou hier aan die gebeur? Dat die Heilige Gees so kragtig in mense gaan werk, dat die bang Petrus opstaan en begin praat. Dat die kerk in Jerusalem so in liefde begin lewe, dat ouens dit wil begin naap op 'n valse manier. Want dit gryp mense aan. Ek verwys na Ananias en Safira, waarvan ons in Handelinge lees wat probeer namaak het. Hulle het 'n spulpuntjie uitgestuur en gedink hulle kan dit doen. Word uitgeval. As die Heilige Gees in ons bly, vriende, moet ons weet. Die Heilige Gees, ek wil myself onderbreek, ons word baie keer onderbreek as daar gepraat word oor die Heilige Gees en al die ander gawes van die Heilige Gees, en dan skeep ons die heel belangrikste een af, dis die liefde. As Paulus al praat in 1 Korintiërs 13, dan praat hy van 'n klomp gawes wat in die gemeente teenwoordig gaan wees, en sê hy, maar geloof, hoop en liefde bly die grootste hiervan. Hoor dit nie? Die liefde. Die grootste hiervan, die liefde. En hoekom kan Paulus dit met soveel oorgawe sê, want hierdie man wat op pad was met haat in sy hart, om Christene te gaan vervolg, 'n brief in sy tas om te sê, dis altyd ek het toestemming om dit te doen, word op die pad voorgekeer. En van daardie dag is dit vir hom 'n ander lewe. Skielik kan hy lief hê in oorvloed, want in sy hart is ook uitgestort die liefde van God deur die Heilige Gees. Daarom wil ek vir jou sê vanmôre, vriend, as jy miskien ergens iemand in jou lewe het wat jy sukkel om te vergewe, dit kan 'n broer of 'n suster wees, dit kan 'n goeie vriend wees, dit kan 'n ou skoolpel wees, kan iemand wees wat jou in die besigheid verneuk het, en jy sê, maar ek kry dit nie reg nie, want jy moet môre weer vasvat. Daar is in jou uitgestort die liefde, uitgestort. Kry die beeld, wanneer God reën gee, gee dit nie soos 'n spulpuntjie. Wanneer God liefde gee dit ook nie soos 'n spulpuntjie. Hy stort dit. Dis nie kiesaan. Dis wat die Here vanmôre ons sê. Dis waar ons Pinkster gaan. Dat ons vir 'n oomblik gaan stil sit en vir mekaar sê, wat die krag van die Heilige Gees nie alles vir ons gebring. En ons begin vanmôre by die heel belangrikste, die een wat Paulus kon skrywe, alles sal vergaan. En daarmee bedoel hy al die gawes wat hy so pas in 1 Korintiërs 12, 13 en 14 opgenoem het. Al die gawes wat ergens nutteloos word langs die pad. Maar geloof, hoop en liefde bly. En die grootste hiervan, die liefde. En daarom wil ek vir jou vra, as daar iemand langs jou pad is wat jy wil vergewe vandag, ek gaan 'n stukkie stil gebed gee. Dat jy vandag vir die Here sê, Here, as U die wêreld so kan maak lyk met reën, met stort reën, stort daardie liefde in my hart uit waarmee ek kan vergewe. Hulle wat naby my is en hulle wat ver van my is. Dat liefde vir my 'n beginsel word. Ek vra nie of ek iemand moet lief hê nie. Ek het geweet ek moet hom lief hê. Want sy liefde is ons hart. Daar vrees Christene nie om die wêreld te gaan. Rian, jy moet na China toe gaan in hierdie week. Ek weet jy sal nie kan evangeliseer nie, want jy kan nie Chinees praat. Maar jy kan hulle lief hê. Die liefde van Christus sou in China rondgestap het en al die tempels daar gesien het. En
afgoderry van hindoeïsme en ander godsdienste, en sy hart sou gebloei het. Hy sê tot sy Vader gebid het, Vader, laat die Gees ook hier kom, bring bekering in hierdie land. So, Orion, as jy daar nie aan jou kamer kom, bid maar vir die klomp Chinesies, want hulle is ook skepsels van die Here. En as daar een ding is wat God in sy hart sou begeer, is die grootste bevolking in die wêreld, die Chinese, hoe sal draai in 'n massa. Want hy het nie tekort nie. Hy kan die Karoo in 'n watermassa verander. Hy kan China ook toegooi. Want hy stort uit, hy kies uit. Mag ons dit vat, liewe vriende, in ons persoonlike lewe, en die liefde van die Here ons gedring, ook na ons buurman, na ons vriende. Ek sit so 2 weke terug by 'n vergadering in Pretoria, en een van die ouens vertel van 'n storie wat ek dink Max Lucado vertel het. Hy skryf al 'n boek, ek weet nie, so ons het ook so 'n boekie daar maar. Hy vertel van hierdie ou wat in sy erf besig was om gras te iets te doen, waar hy sien, was nie in Suid-Afrika waar hy die hoë gesê nie. Sien hy, hoe val die buurman se kind in die swembad. En hy spring oor aan muur en hy gaan red hy kind. Hy vat hom na sy buurman toe en sê, hey, jou kind het nou amper verdruk. En daai oomblik gryp daai verhaal my en ek besef maar net, spring ek en jy nog oor 'n muur om die liefde van die Here Jesus Christus in 'n vergaande wêreld te gaan dra. Plaas dit ons nog as hulle wat ons vroeër in die kerk gesien het, en hulle wat ons geken het, net wegdra. In die swembad van die wêreld val, hulpeloos rondspartel, terwyl die Satan besig is om mense te versuim. Spring ons oor mure. Sê ons, gelukkig het dit nie gesien. Die liefde van die Here Jesus werk nie so. Die liefde van die Here Jesus stuur mense, dring mense om sy liefde vir ander te wys en ander te dra. Nou, lieve vriende, ek kom regtig vir jou vra, dis maar een van die dinge wat die Heilige Gees vir ons doen, die grootste. Kom ons daar self weer uit, ek wil vir jou vra, gaan soek in jou Bybel, 'n bietjie Johannes 14, 15 en 16, en luister wat die Here daar vir sy disippels sê, as hy heeltyd vir hulle sê, ek sê julle moet mekaar lief. As julle mekaar lief het, sal die wêreld weet dat julle my kinders is. Dan vir hulle sê ek, stuur vir julle die Heilige Gees, om vir altyd by julle te wees. Kom ons dink 'n bietjie oor daai gedagte, en dan wil ek afsluit. As ek en jy saam loop, kom ons gebruik 'n ander beeld. Dis amper winter. Jy gaan 'n bietjie jag hierdie winter. Kom nie skaam wees, ek kan nie wil om weer. Daar is hy, daar agter, daar is die manne wat gaan jag. Nou loop jy so in die jagveld, jy en jou vriend. En terwyl jy so die paadjie afloop, sien jy daar lê die pofadder. Jy gaan staan stil. Jy vriend jou aan. Blik jou kamera uit. Neem gou af hoe die pofadder hom gaan pik. Dis jy dit gaan doen. Of gaan jy hier as jy stil en sê, hey, kyk. Want liefde red hulle wat op pad is om verlore te raak. Dis wat die liefde. En daarom stort die Here Jesus Christus en daai disippels se lewens en almal wat daar is, die Heilige Gees uit op 'n manier wat ongekend was in die Joodse godsdienst. Hulle monde hang oop.
kyk in die weke, laaste 2 weke ook na die ouens in die Noord-Kaap, daar in die wêreld wat hulle die diep Kalahari noem. Dan loop die Molopo rivier. Dan sien jy neem hierdie ouens die Molopo rivier af as hy so deur hulle plase kom. Hulle volg hom, want die Kuruman rivier het ons volgemaak. So is hierdie ouens in verwondering, hulle kan nie anders as om daar te wees nie. Hulle staan langs die rivier, en sê, kyk, kom my agter. As julle mekaar lief is, sal die wêreld ook so staan en kyk met oop hangende monde. Kyk wat God gedoen. Dis wat die Here vra. Die lewende water wat hy in ons uitgestort het, die liefde van die Heilige Gees. As ons dit doen, sal mense na ons toe stroom, soos na die Molopo en na die Kuruman rivier. Wat het hier gebeur? Dit moet ons tyd wees. Die Here stort uit. Hy kies aan. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre die ewige woord het. 'n Woord wat nie leeg is. 'n Woord wat nie net beloftes is. Here, in my gees sien ek die disippels wanneer hulle saam met U sit en U vir hulle voorberei en sê, ek sal my Heilige Gees op julle uitstort. Dan dink hulle aan Kisa. En op Pinksterdag, Here, as U dit doen, dan stort dit. Here, ons kom staan vanmôre voor U en sê, Here, jammer dat ons soms maar bid vir 'n Kisa nie. Here, ons wil hierdie Pinkstertyd ingaan met die diep behoefte dat U sal stort in ons lewe. Dat die riviere sal vloei. Dat die wêreld oral waar U kerk in hierdie Pinkstertyd bymekaar kom, met oop hangmonde sal staan en kyk wat die liefde in mense se lewens doen. Dat die mense in die wêreld sal, soos die ouens in die Kalahari sal nader staan om te kyk hoe ware liefde lyk. Here, ons kan dit alleen doen as U dit vir ons gee. Want Here, daarom sê U vir U disippels, gaan wag in Jerusalem. Nou verras jy. Here, ons wil vandag hier sê, ons is maar almal geneig om spoed te verloor, droog te raak, dor te word. Net so met 'n stolpyntjie aan die lewe te bly. Ons wil in hierdie Pinkstertyd vra, Here, wil U nie weer uitstort U Gees op alle mense, ook op ons. Ons pleit dit van die Here, en U het in die woord gesê, 'n Vader sal tog nie vir sy kind 'n klip gee in plaas van 'n brood. Ons vra dit van U as ons Vader. Amen. Paulus skryf oor die liefde in 1 Korintiërs 13, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Mag deur die kragtige werking van die Heilige Gees jy in hierdie week ook die vermoë het om alles te verdra, alles te glo en alles te hoop. Amen. My wens vir jou is liefde, 'n liefde wat verdra, wat nie kwaad met kwaad vergeld nie en maar altyd weer sê ja. 'n Liefde wat verliese in 'n oogwink wins laat word, omdat elk sy hele wese volledig in mekaar kan uitstort.
sal die saad ontkiem wat tussen dorre kluite lê? En hoe sal in woestynsand 'n vrugteboom sy vrug kan hê? Net soos die liefde kom die wonderwerk van reën van bo, en ons moet net in liefde bly glo.